Ek is bly julle is vanoggend hierso. Dis vir my baie lekker dat julle ook vanoggend saam met ons hier inskakel. Vir al die mense wat vanoggend by ons vir die eerste keer kom kuier, dis baie lekker en dis vir my 'n voorreg om vanoggend saam met julle ook hier te kan wees om die Here se woord vanoggend te kan oopbreek. En julle Vrydag, wat 'n ongelooflike geleentheid was dit nie om saam met julle in 'n stampvol kerk soos wat ek in my boodskap gesê het, hier te kan wees om Johannes se boodskap te kon beleef en ook ervaar. Want jy sien, hy het 'n fantastiese werk gedoen om die tafel te kon dek van verlede Sondag, waar ons Palm Sondag gevier het, tot en met Jesus se kruisdood Vrydag. En hy het Vrydag vir my en vir jou kom sê, weet jy wat, almal van ons is welkom by die kruis. En julle as mense so by die Vrydag boodskap kom, dan is dit baie keer 'n moeilike ding te sien, want van julle was hierdie week hier om The Passion of Christ te kyk. En as jy sien wat Jesus moes deurgaan, hoe hy deurboor was vir my en vir jou, dan kan dit moeilik wees. Maar vriende, vir my is dit 'n voorreg om vanoggend vir jou te kom sê, dat ek vir jou nuus het. En daardie nuus is die mees spesiaalste, ongelooflikste en lewensveranderende nuus, wat jy al ooit gehoor het. Kan iemand amen sê? Nee, want hier is die rede. Weet jy hoekom? Want Jesus het opgestaan. Sê dit saam met my, 1, 2, 3. Man, ek weet nie of jy daai liedjie ken nie, maar daar's 'n liedjie wat gaan, He is risen, and He is risen, sing with, and He lives, and forevermore. We'll sing it one more time, here we go, and He is risen, and He is risen, and He lives, yes He does, forevermore, amen, amen. Vriende, net voordat ons by die pinnacle, soos wat ons in Engels sê, nee, die hoogtepunt van my en van jou geloof kom, wil ek graag net vir jou vir 'n oomblik, ek wil net vinnig vir jou vir 'n oomblik terugneem na die kruis toe. Ek en Johan gesels weer die heel week oor hierdie geleentheid. Ons probeer onsself indink hoe dit moet wees, want die 4 evangelies, vriende, sê vir ons dieselfde. Hulle sê vir ons, Jesus leef. En hulle beamoed dit elkeen van ons. En ons sien ook dat hulle sê dat Maria Magdalena na die graf toe gestap het saam met ander vrouens. En ek wil net vinnig met jou vasmaak binne in jou hart, vriende, Maria Magdalena, sy was 'n getroue volgeling. Sy was 'n getroue volgeling. En Johan het Vrydag vir ons kom sê dat die vrouens wat saam met haar by daardie graf was, hy het hulle iets anders genoem. Kan enigiemand onthou? Hy het gesê, hulle is gelowiges. Want sien, hulle was by die Here Jesus tot en met sy laaste asem uitgeblaas is. En sien, sy het hom nie net gevolg nie, julle. Sy het gesien. Sy het Jesus se bediening gesien, sy het dit ervaar en sy het sy liefde ervaar toe Jesus die 7 bose geeste uit haar kom dryf het. En hy het vir haar 'n nuwe lewe begin. Hy het vir haar 'n hoop gegee, hy het vir haar 'n identiteit in hom kom skep en hy het ook vir haar 'n doel kom gee, vriende. En sien, in daardie oomblik, as jy vir jouself moet kan indink, terwyl sy die Sondagoggend saam met die vrouens na die graf toe stap, dink net vir 'n oomblik hoe sy moes gevoel het. Ek neem aan, en ons gaan nou na die woord kyk, sy stikkend. Sy stikkend binne. Want baie van ons wat vanoggend hier sit, het al moontlik 'n geliefde verloor. En jy ken daardie stikkende gevoel wat jy binne in jou hart dalk het. Vriende, sy het daardie oggend heel moontlik na die graf toe gestap. Sy het gestap nie met vreugde nie, maar heel moontlik met hartseer en met trane in haar oë. Sy het geloop nie met hoop nie, maar met 'n onsekerheid. Want sien, terwyl sy loop, vriende, verwag sy dat sy daar gaan kom en sy gaan 'n dooie liggaam sien. Nie 'n lewende Here nie. En vriende, ek kan vir myself net dink, terwyl sy daar staan voor die graf in haar hartseer, omdat sy nie weet waar Jesus is nie, vat dit slegs een woord. Maria. Maria. En sy hoor Jesus se stem en sy weet, dis hy. Hy het opgestaan. Hoe ongelooflik om te kan beleef saam met haar by die kruis. Maria. En julle, in daardie oomblik kan ek net dink, word haar trane vreugde,
Haar wanhoop verander in daardie oomblik na hoog. En hier is dit, haar stilte, vriende, word 'n getuienis. Want Maria word die eerste getuienis van Jesus se opstanding. Dis nie Petrus nie, dis nie Johannes nie. Dit is Maria, nie die disippels nie. En ons weet hoe sy gevoel het, want Matteus 28 vers 8 sê vir my, sy sê hulle toe haastig van die graf af weggegaan. Hoe was dit? Hulle was bang, want kan jy vir jouself indink, hier is Jesus, jy dink hy's dood, hier staan hy voor jou. Maar hulle was nie net bang nie, hulle was baie bly. En hulle het gehardloop om dit vir die disippels te gaan vertel. Vriende, kan julle indink? Kan julle jouself indink, hier staan 'n vrou met haar hart vol liefde, met haar hart vol pyn, en dit verander en word verander deur een eenvoudige waarheid. Jesus leef. Jesus leef, vriende. En ek bid sodat die Here vir my vanoggend nie net die krag en die wysheid en die insig sal gee nie, maar dat hy my deur die Heilige Gees sal help om jou te laat besef vanoggend, vriende, Jesus se opstanding. Dis nie net 'n historiese gebeurtenis nie, dis nie net 'n mite nie, want 'n mite vat lank natuurlik om gevorm te word nie, maar dit is die begin van hoop vir my en jou. Dit is die begin van lewe, maar dit is ook 'n begin van betekenis vir ons. Jy sien, want van julle kom vanoggend, soos Maria na die graf toe gegaan het, soos dat sy na die kruis toe gegaan het, is daar dalk van julle vanoggend wat hier is, en dalk het jy vrae in jou hart, dalk ervaar jy pyn, dalk ervaar jy hartseer en onsekerheid in jou huidige lewe, maar vriende, ek wil vir jou kom verseker, omdat Jesus leef, omdat hy leef, kan ek en jy vanoggend hier uitstap met sekerheid, ons kan uitstap hier met vreugde, met hoop, en ek en jy kan vanoggend hier uitstap met 'n doel. En dis hoekom ek graag vanoggend met jou wil kom gesels oor die volgende gedagte. Vriende, Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan, maar dan verder, wat beteken sy opstanding vir my en vir jou, soos wat ons vanoggend hier is? En ek wil graag hê jy moet saam met my blaai na 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 11. Dit gaan ons hoofteksvers wees vir die oggend, en terwyl julle dit doen, ek gaan vir julle kans gee, wil ek graag vir die mense wat aanlyn ingeskakel is, ook baie welkom hier. Dit is altyd vir ons lekker om saam met julle in julle huise te kan wees. Ek weet dat baie van julle Vrydag gery na ons diens, en ons bid dat julle ook veilig by die huis kan kom. So laat weet vir ons waarvan af julle inskakel, en gesels lekker saam met ons. Vriende, kom ons lees saam. Kom ons lees saam. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 11 sê die volgende. Paulus praat met die Korintiërs en hy sê, weet julle wat, ek herinner julle, luister mooi, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgeleef het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe, en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daar gaan ons verder, en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. So Paulus skryf hier in die Korintiërs, en baie van hierdie mense leef nog. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels, en hy is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade wat van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel het ek harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig. En dit is wat julle geglo het. En vriende, wat ek wil hê jy moet hier sien is Paulus kom na die Korintiërs en hy sê vir hulle, dit klink baie soos die geloofsbelijdenis in party kerke waar jy dalk was, gebruik hulle hierdie woorde. Maar wat hy eintlik hier vir die Korintiërs wil kom sê is, hy sê vir hulle, weet jy wat? Die opstanding van Jesus, dis nie net 'n teologiese beginsel nie, vriende. Glad nie. Dis die fondament van my en jou geloof. En Jesus is die hoeksteen daarvan. Jy sien, as jy
die opstanding wegneem, dan val my en jou geloof plat. Dit duie totaal en al in, nee, dit stort in duie, nee. Daar is hy, ek het hom amper gehad. Okay. Maar dink net gou vir 'n oomblik, aan 'n argitek of 'n bouer, ons het van hulle in ons gemeente. Jy sien, vir jou om 'n stewige huis te bou of 'n struktuur, moet jy 'n stewige fondament hê om op te bou. Want anders gebeur daar rampe soos wat ons laas jaar hier gehad het in ons land, en dinge val ineen. En vriende, dit is net so vandag vir my en jou. As ek en jy daardie opstanding van Jesus wegneem, soos ons nou net gesê, dan val my en jou geloof ineen. En wat ek graag vanoggend wil kom doen, is ek wil graag vir jou vanoggend kom help om te sien. En vir jouself te kom vra, is jy besig om jou geloof en jou kennis oor die opstanding op 'n stewige fondament te bou? Of is jy besig om jou geloof en jou teologie rondom die opstanding op sand te bou? Jy sien, en dis hoekom, vriende, ek graag met jou wil kom gesels, soos ek gesê het, Jesus het opgestaan. Wat beteken dit vir my en vir jou? Is jy reg daarvoor? Sê, dankie Johan, dit werk. So, betekenis nommer 1, skryf gerus as jy ietsie het wat jy saamgebring het om te skryf. Natuurlik kan jy na die YouVersion app toe gaan en daar sal jy al die punte kry. Wees net, maak net 'n nota, punt nommer 3, toe ek my notas deurgegaan het ek verander, so dit gaan so 'n bietjie anders wees op die app, as wat jy vanoggend dalk hier gaan sien. So vriende, punt nommer 1, die graf is leeg, glo dit. Die graf is leeg, glo dit. En ek wil graag net vinnig, jy moet vir my vanoggend 'n tydjie gee, net om die tafel vir hierdie punt te dek. Want sien, ons het nou net gelees van Paulus wat vir hulle wil kom herinner van die geloof waarop hulle moet staan en in die opstanding. En dan vers 12 tot 18, vat hy so 'n bietjie die Korintiërs vas oor die opstanding van die dooies. En hy sê vir hulle, hier's net 'n paar goed wat uitstaan. Hy sê, weet wat, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Okay, Paulus, carry on. Hier gaan hy verder, as daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. Dalk praat hy vandag met my en jou, as jy twyfel, en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Hy gaan verder en sê vir hulle, weet julle wat, as God sê, hy het sy seun opgewek, beteken dit dat ons dalk vals getuienis deur God gaan aflê, want hy sê het hulle opgewek, ons sê het nie opgewek nie, en as dit dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. Vers 17 sê, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof wat? Waardeloos, vriende, en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, en in hom gesterf het, verlore. So vriende, vanoggend as jy dalk hier sit, en daar is dalk 'n oomblik van twyfeling in jou hart, of Jesus wel opgestaan het, dan moet ek vir jou vanoggend kom waarsku, jy's besig om jou geloof op sand te bou. Jy sê vir my, Kenneth, hoe kan jy so iets sê? Hoekom? Wel vriende, want die opstanding van Jesus, en hierdie is een van die dokumente waaroor ek gaan praat, die opstanding van Jesus is een van die mees gedokumenteerde gebeurtenis van die antieke tye. Jy sien, ooggetuies, vriende, ooggetuies het hom gesien. Hulle het aan hom geraak, hulle het saam met hom gesit en gesels, hulle het saam met hom geëet, hulle het saam met hom nagmaal geneem. Nou vra jy vir my, maar Kenneth, hoe weet ek hy leef? Die graf is leeg. Die graf is leeg, vriende, die evangelies sê vir ons, al 4 evangelies sê vir ons, en bevestig die feit dat die graf leeg is. Maar nou sê jy, ja, maar dis teologies, ons is Bybelmense, ons vertrou. Ja, maar hier is iets verder. Daar is verskeie, en ek wil hier moet gaan navorsing doen. En as jy nie weet waar nie, kom vra my. Daar is verskeie eerste en tweede eeuse skrywers wat direk na Jesus verwys. Die eerste een is Josephus, julle het al dalk van hom gehoor. Hy is 4 jaar na Christus gebore. 37 jaar na Christus. Jesus is 33, 4 jaar daarna is hy gebore. So hierdie man het geleef en hy was 'n Joodse geskiedkundige. En hy het daardie boek wat ek nou net vir jou geskryf het, The Antiquities of the Jews, het hy geskryf, en in daardie boek skryf hy, nie 'n Christen nie, 'n Joodse geskiedkundige, en hy sê vir hulle, weet jy wat, Jesus is gekruisig. Hy praat van Jakobus as Jesus se broer.
Dan kry ons vir, hang maar hoe jy dit wil sê, Tacitus of Tacitus, ek weet nie hoe nie, maar hy was 'n Romeinse historikus. 'n Geskiedkundige wat praat oor Jesus se dood onder Pilatus. En dan staan daar verder aan, ons kry vandag mos nog steeds satiriese skrywers, né? Ouens wat spotprente maak en die ouens, jy weet, teken goedjies wat snaaks is. 170 jaar na Christus is daar 'n satiriese skrywer en sy naam is Lucian. En hy gaan teken spotprente oor die kruisiging van Jesus. Nou vriende, ek weet nie van jou nie, as jy nog steeds as mense gaan kyk na geskiedenis, sê hulle daar's argeologiese bewyse, hulle soek skriftelike bewyse, hulle soek mondelikse verskryfing, maar dan soek hulle nog wat? Ooggetuies. Vriende, 500 mense. Jesus het aan 500 mense kom verskyn. Nou ek weet nie van jou af nie, of van julle nie, vriende, maar in Handelinge 1 vers 3 sê die volgende, hy sê vir ons, na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Vriende, ek en jy hoef nie, ons hoef nie ons geloof op gevoelens of op tradisie te baseer nie. Vriende, ek en jy kan ons geloof, en ek hoop ek het vir jou net 'n vinnige prentjie geskets, op feite baseer. Want ek en jy het 'n lewensanker, vriende. Want as dit nie waar is nie, as jy nie by hierdie punt kan begin dat die graf leeg is nie, en jy kan dit nie glo nie, antwoord vir my die vraag, hoekom sou 12 mense en miljoene mense daarna bereid wees om te sterf vir 'n leuen? Want dis die vraag. En hulle is nie mooi doodgemaak nie, jy kan gaan lees op die eie tyd as jy nie kan onthou elkeen van hulle doodgegaan het nie. Hulle is wreed doodgemaak. Johan het 2 weke terug verwys na deur die middel gesaag vir hulle Christendom. Vriende, jy gaan nie jou eie lewe. Jy gaan nie jou eie lewe, dalk kan jy my anders bewys. Maar jy gaan nie net jou eie lewe aflê vir 'n leuen nie. So vriende, as wanneer jy jouself in 'n situasie vind waar jou geloof dalk wankelrig raak, dan wil ek vanoggend vir jou kom herinner dat ek en jy nie 'n blinde geloof het nie. Die feite is daar. Die graf, vriende, is leeg. Almal het toegang gehad. Almal het geweet waar Josef van Arimatea se graf wat hy gehad het was. Hulle kon gaan kyk met hulle eie oë. En hulle het vir Jesus gesien. En sy liggaam is nie, en ek gaan nou praat daaroor, is nie gesteel soos wat die priesterhoofde en die familiehoofde probeer afmaak het nie. Kom ek bring dit 'n bietjie na ons tyd toe. Daar is 'n vliegtuig. Ek is seker baie van julle gaan nie saam met my in daardie vliegtuig klim en net soos as ons hoor voordat ons opstyg, sê die ou langs jou, hy sê hoor hierso, ek hoor nou net van die ouens daar by die hek dat hierdie ou gelieg het oor sy kapteinslisensie nie. Right? So, die vraag weer eens is, hoekom sal ek en jy ons ewigheid op 'n leuen baseer? Vriende, punt nommer 1 is die graf is leeg. En as die graf leeg is, vriende, dan beteken dit wat Jesus vir my en vir jou leer oor liefde, oor geregtigheid, oor die hemel, oor die hel, oor sonde, saligheid, die lewe, alles is betroubaar. Want Jesus is betroubaar. Want hy het opgestaan. En Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 6, hy sê ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. En vriende, as Jesus lieg, as dit 'n leuen is, dan is hy nie die waarheid nie. Maar hy het opgestaan. En vriende, vir my wys dit dan dat hy die waarheid is. So punt nommer 1, wat beteken dit vir my en vir jou? Betekenis nommer 1 is die graf is leeg, glo dit. En punt nommer 2, betekenis nommer 2 vir my en vir jou, is Jesus ontmoet mense nog persoonlik. Jesus ontmoet mense nog persoonlik. Meeste is klaar geskryf.
1 Korintiërs 15 vers 5 tot 7 het ons die volgende gelees. Dit sê, hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan die ander apostels. Vriende, net na Jesus se opstanding, verskyn hy aan 'n klomp mense, ons lees dit. Maar hy verdwyn nie net nie. Hy stap nie net weg van sy roeping nie en dit waarvoor Jesus hom gestuur het nie. Hy verdwyn nie net nie. Hy verskyn, vriende, aan Maria in haar hartseer. Hy verskyn aan Thomas in sy twyfel en hy verskyn aan Petrus in sy skaamte. En vriende, ek weet nie van jou nie, maar ek weet, as die Jesus opgestaan het, dan ontmoet hy mense, en die waarheid waarvan hy praat, dan ontmoet hy mense vandag nog, net waar ons is, of dit nou in 'n hospitaal is, in 'n tronksel is, of dit by die skool is, by jou werk is, Jesus ontmoet mense vandag nog, net waar hulle is. En dis 'n ongelooflike gedagte, vriende. Want as Jesus opgestaan het, en ek en jy het nou gesien dat dit absoluut die waarheid is, dan is Jesus nie net iemand wat wegloop nie, hy is teenwoordig in elkeen van ons lewens. En hy kom ontmoet mense vandag in hulle nood, in hulle pyn, in hulle hartseer, vriende. En in daardie oomblik dan bring die Here Jesus vir elkeen van ons vrede. En hy dryf vrees uit en hy dryf dit weg, net soos hy met die disippels en met die ooggetuies gedoen het. So vriende, as Jesus bereid was en is om mense in hulle twyfel en in hulle treur te ontmoet, sal hy vir my en vir jou nog ontmoet. Ek wil hê as jy vandag hier uitstap, dat jy moet weet, jy is nie onsigbaar vir Jesus nie. Ek weet dit, want die woord sê vir my in Jesaja 43, 45 en 'n klomp ander plekke in die Bybel, dat hy my en jou op jou naam roep. So jy is nie onsigbaar nie. Hy ken jou. Hy weet waar jy is. So soek hom. Soek hom as jy dit nog nie gedoen het nie. En hy sal jou ontmoet. Vriende, betekenis nommer 1, die graf is leeg. Glo dit. Betekenis nommer 2, Jesus ontmoet mense nog persoonlik. En betekenis nommer 3 vir my en vir jou, wat beteken Jesus se opstanding vir ons, is die opstanding bring onwankelbare hoop, was my eerste punt. Maar ek het weer deur als gegaan en ek het dit verander na, nee, hy bring nie net onwankelbare hoop nie, hy bring vir my en vir jou lewende hoop. Hy bring vir my en vir jou lewende hoop. Hoe weet ek dit? Wel 1 Petrus 1 vers 3 tot 4 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons wat gegee? Die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En dan sê hy vir my en vir jou, nou het ons 'n lewende hoop. Dalk ken julle van julle die liedjie, daai Living Hope, né? Dis een van die ankerverse van daardie lied. Hy bring vir my en jou 'n lewende hoop, julle. En vriende, ek wil vir jou kom waarborg vandag weer, my en jou hoop lewe. En hoe weet ek dit? Want daar's 'n ongelooflike teksvers wat vir my en vir jou sê in Romeine 8 vers 11. Dit sê, omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon. So vriende, ons het al vir mekaar gesê, wat dit beteken is, die Heilige Gees wat Lazarus uit die dood uit opgewek het, die Heilige Gees wat by Jesus was, toe hy ander uit die dood uit opgewek het, en wat homself uit die dood opgewek het, leef binne in my en jou. Is ek en jy in 'n graf? Nee, vriende, soos die Heilige Gees binne in jou leef, dan het ek en jy 'n lewende hoop. Nou, ek weet nie van jou nie. Maar watter groter stamp of approval soek jy? Jy sien, vriende, want die wêreld bring op hierdie oomblik dalk vir jou dood. Dalk bring dit wanhoop en vrees. Maar omdat Jesus leef, vriende, het ek en jy hoop. Jesaja 43 vers 5 sê vir ons, tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siekes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortreding is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vriende, hier is verwys
Nie net deur die volgende mense nie, nie net deur Jesaja nie, nie net deur Sagaria, Dawid en Daniël, maar tot en met Moses verwys na wat? Dit verwys na 'n lydende, sterwende Messias wat vir my en jou sonde sou kom sterf, wat ons sonde sou dra, wat vir my en vir jou deurboor sou word, sodat ons redding kon ervaar en oorwinning in hom kon vind. En vriende, dalk sit jy vanoggend hierso en jy voel dat daar moontlik dinge in jou lewe wat dood is. Dalk voel jy jou drome is dood. Dalk voel jy jou huwelik, jou omstandighede, jou gesondheid en dalk jou geloof. Maar dan wil ek vra vir jou die volgende sê, onthou, Jesus het klaar die dood oorwin. En daarom is daar niks vir hom wat onmoontlik is as dit sy wil is nie. En vriende, ek wil weer vir jou sê, daarom kan ek en jy weet dat ons 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het nie nou genoeg tyd vanoggend om met jou te gesels oor hoop nie, maar ek wil graag net dit prakties maak vir jou. Ek wil 5 vinnige praktiese reëlings vir jou gee of praktiese maniere hoe hoop in Jesus jou lewe kan beïnvloed. En ek wil dit direk uit die skrif uitvat, want ek wil niks vir jou opmaak nie. En nommer 1 is hoop in Jesus gee jou vrede in moeilike tye. Daardie lewende hoop gee vir my en jou. Dit gee vir ons perspektief. Hoekom? Want Romeine 15 vers 13 sê, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Vriende, Jesus gee vir ons vrede in ons moeilike tye. Nommer 2 is hoop in Jesus gee jou sekuriteit en 'n doel. Hebreërs 6 vers 19 sê, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Vriende, jy hoef nie te wankel. Jy hoef nie te wankel elke keer as dinge in jou lewe begin skeefloop nie. Want jy het 'n anker vir jouself, vriende. Jou lewe het betekenis as ons na die woord kyk. En selfs wanneer jy voel asof niks van hierdie lewe vir jou sin maak nie. Die derde een is hoop in Jesus gee jou krag om aan te hou. Jesaja 40 vers 31 sê vir ons, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. En vriende, as ek en jy nuwe krag by die Here Jesus kan ontvang, dan moet dit vir my en vir jou 'n motivering gee om aan te hou glo, om aan te hou bid en om aan te hou dien. Al sien jy dalk nie onmiddellik die resultate nie. Nommer 4 is hoop in Jesus verander hoe jy oor jou toekoms dink. Jeremia 29 vers 11 sê vir ons, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ons ken nie die Here se planne nie, vriende, net hy ken dit. En ek wil vir julle 'n toekoms gee en 'n verwagting. Maar dan kom sê hy verder in die volgende verse, ek sal dit vir jou gee, solank jy tot my nader en dat jy aanhou bid tot my. Nommer 5 is hoop in Jesus gee jou 'n lewende verhouding, nie net 'n leerstelling nie, vriende. Het gee nie net vir my en jou 'n leerstelling, want 1 Petrus 1 vers 3 het ons geleef, daar is nou 'n lewende hoop. So vriende, Jesus is nie net iemand wat afwesig is en wegloop nie, hy is teenwoordig en jy en ek kan getuig daagliks in ons lewe hoe hy vir my en jou deurkom. En dus kan ek en jy elke dag op hom vertrou. Jy sien, want vriende, hoop in Jesus verander hoe jy voel, dit verander hoe jy dalk dink, hoe jy reageer, maar dit verander ook hoe jy leef. En wat dit vir my en jou beteken is, dat ek en jy met vrede, ons kan met krag en verwagting in 'n werklike lewensverhouding met God en met Jesus leef. En vriende, ek wil afsluit met die volgende. Betekenis nommer 4 vir my en vir jou is, die opstanding bring ewige lewe. Die opstanding, dis die goeie nuus, die oorwinning vir my en vir jou vriende is, die opstanding bring ewige lewe. Verkondig dit. In Johannes 11 vers 24 tot 25 lees ons die volgende. Dit sê, toe Jesus vir haar, en hy praat hier met Martha en Maria, soos net voordat hy vir Lazarus uit die dood uit gaan opwek, en hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Vriende, die een ding waarvan ek en jy verseker is as na die Here se woord gaan lees, is wat? Dis die dood. Vriende, ek en jy weet, die een ding waarvan ons verseker is die dood. Maar ek wil vir jou kom verseker vanoggend, vriende, die dood is nie die einde van die pad nie. Dis slegs die begin
vir my en vir jou. Hoekom? Want Jesus sê, as jy in my glo, sal jy die ewige lewe saam met my geniet. En hy sê in Johannes 14 vers 19, hy sê, omdat ek lewe, sal julle ook lewe. En wat ek wil hê jy moet vanoggend besef, vriende, is die opstanding gaan nie net oor Jesus wat lewe nie. Dit gaan daaroor dat ek en jy ook saam met hom en deur hom in die ewigheid kan leef. Vriende, Romeine 6 vers 5 sê, aangesien ons met hom een geword het, in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Vriende, verlossing vir my en vir jou, dit word nie verdien nie. Dit word ontvang deur geloof en deur genade in 'n Here wat opgestaan het vir my en vir jou. En die ewige lewe, vriende, begin nie wanneer jy sterf nie. Dit begin wanneer jy begin glo in Jesus. Jy is nie net gered, jy sit nie net vandag hier en is gered van iets nie, die hel nie. Jy is gered vir iets, en dis om ewige lewe saam met die Here te geniet. En julle, eintlik is daar net twee opsies dan. Eintlik is daar dan net twee opsies, want as dit nie begin as ons dood is nie, as die ewige lewe nou begin, dan vereis dit van my en jou reaksie. En daar's net twee opsies. Opsie nommer 1 is baie maklik. Dis een van verwerping of toesmeerdery. Sien, jy kan kom en jy kan sê, dis reg, ek ignoreer die boodskap van Jesus se opstanding en ek maak dit af as vals. Soos baie van die gelowe vandag gaan maak, hulle sê, nee, Jesus is nie gekruisig nie, iemand het anders het in sy plek gesterf, of hulle het toegesmeer, soos wat ons Joodse broers nog dalk glo, om te sê, weet jy wat, die disippels het hom sy liggaam kom vat in die aand. En jy's daarvoor omgekoop. Dis die een opsie wat jy het. Of jy die ander opsie. Opsie nommer 2 is, jy moet geloof hê in God se woord en Jesus se boodskap van redding verkondig. Dit is die twee opsies, vriende, wat ek en jy het. En Markus 16 vers 15 tot 16 sê die woord eintlik vir my en jou wat ons opsie moet wees. Hy het vir hulle gesê, gaan uit na die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. En wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Vriende, wie nie glo nie, sal veroordeel word. Julle, ek wil nie hê ons moet vanoggend hierso uitstap met hierdie goeie nuus, maar dan ook met veroordeelde oë na mense in die wêreld kyk nie. Ek wil nie ons moet soos Jona wees wat stede wil veroordeel nie, maar ek wil hê jy moet vanoggend hier uitstap uit Tygerberg Gesinskerk met 'n verwagting in jou hart en met 'n dringendheid wat jy ervaar om mense van die Here Jesus te gaan vertel. God soek nie volmaakte boodskappers nie, julle. Hy soek nie volmaakte boodskappers nie. Wat hy wel soek is getroue mense om sy boodskap van hoop en van redding met die wêreld te gaan deel. En daarom, vriende, omdat Jesus lewe, wil ek vanoggend vir jou kom verseker. Omdat Jesus lewe, kan jy vasglo in die waarheid. Jy kan hom persoonlik elke dag ervaar. Jy kan in elke dag met lewe ingaan en met hoop van môre. En jy kan met moed en met liefde getuig. Die orkes, julle kan maar opkom. Ek het begin met hierdie punt in die begin. Ek het gesê, weet jy wat? Jesus het opgestaan, vriende. Wat beteken dit? Wat beteken dit vir my en vir jou? En dis hoekom ek vir jou wil vra. Het jy al Jesus ontmoet? Kan jy binne in jou hart getuig dat jy Jesus ken? Het jy hom al vertrou met jou lewe? Het jy hom al vertrou met jou gesin, met jou werk, met jou finansies? Het jy al begin leef in die krag van die opstanding van die Here Jesus? Want vriende, soos wat Maria haar stem, of Jesus se stem gehoor het, soos wat Jesus haar geroep het, wil ek vanoggend ook vir jou kom sê, Jesus het opgestaan, en hy roep jou. Die vraag is net, gaan jy antwoord? Sit jy vanoggend hier en gaan jy antwoord? Want julle, Jesus is nie hier nie, sê Lukas 24 vers 6 vir ons. Hy is opgewek en hy leef. Amen.
Kom ons bid saam. Here, ons wil vir U dankie sê. Here, ons wil vir U dankie sê vir die groot liefde en die groot genade. Here, ek wil vir U dankie sê dat U nie net vir elkeen van ons sondes op die kruis gesterf het nie, Here, maar dat U ons so lief gehad het, dat U opgestaan het. En Here, dat U nog steeds vandag leef om mense se harte wat verhard is te draai en hulle oë te fokus op U. En Here, ek bid dat U vir elkeen van ons hier in Tygerberg Gesinskerk of die mense wat aanlyn is, Here, dat U ons sal toerus om te weet dat dit waarin ons glo nie 'n opgemaakte storie of 'n mite is nie, Here, maar dat ons kan sien daar is feite, Here, dat U op hierdie aarde geloop het en dat U mense vandag nog wil red sodat hulle die ewige lewe saam met U kan geniet. Here, ek bid sodat U elkeen van ons eie harte sal kom laat ondersoek, Here, deur die Heilige Gees. En as daar van ons is vanoggend wat nog hier sit en twyfelinge het, Here, dat vanoggend se boodskap 'n seën vir elkeen sal wees, dat hulle 'n versekering kan hê in 'n Jesus wat U 'n wêreld nog wil red en wat hulle nog liefhet. En Here, ek bid dat U elke persoon wat hier vanoggend sal gebruik om 'n instrument in U hand te wees, om 'n lig in 'n donker wêreld sal wees, sodat aan mense die boodskap van die kruis lewendig nog kan ervaar. Here, dankie dat ons hier is. Dankie dat die woord vir die gemeente so belangrik is. Dankie vir leiers en sonndagskoolonderwysers wat ons kinders week na week die evangelie gee en dit vir hulle oopbreek. Here, ons is so dankbaar vir 'n geloofsgemeenskap wat aktief betrokke wil wees in die evangelie. Here, ons weet as ons vandag hier uitstap, is die grootste oorwinning nie myne nie. Dis nie ons nie, Here, maar dis U se, want Here, U leef. Amen.